Welkom vanoggend weer by ons reis deur die boek van Matteus. Ons luister vandag na 'n uitspraak van Jesus waar hy jou en my deel maak van sy reddingsplan, waarvoor hy aarde toe gekom het, homself uiteindelik aan 'n kruishout gegee het vir jou en vir my. Kom ons lees vanoggend Jesus se woorde uit Matteus 8 vers 11. Waar Jesus sê, maar ek sê vir julle dat baie sal kom van uit die ooste en van die weste en saam met Abraham, Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. Die erfdeel van Abraham, Isak en Jakob is die beloofde land. En hier maak Jesus 'n baie belangrike stelling wat dit duidelik maak dat die beloofde land nie alleen die geografiese begrensing van Israel hier op aarde is nie, maar eerder 'n ewige bestemming is, wat wag aan die ander kant van die dood. Wat meer is, sê die Here dat daar mense buite die genetiese afkoms van Abraham, Isak en Jakob is, wat van die ooste en die weste sal gaan kom en sal aansit aan die tafel van die bruilof van die lam, om die ewige beloofde land of die paradys in besit te neem. Hierdie is eenvoudig wonderlike nuus. Dit beteken eenvoudig dat ek en jy deur Jesus se verdienste aan die kruis nou as heidene vrye toegang verkry het tot die ewige lewe. Ons word daarom as die wille olyftak aan die olyfboom van God ingeënt op die gebreekte takke. Nie op sterkte van menslike poging of status nie, maar slegs uit genade deur Jesus se soenverdienste aan die kruis. Hierdie is baie goeie nuus vir jou en vir my. Goeie nuus waarin ons dankbaar elke dag in gehoorsaamheid kan leef, in verwagting op Jesus se wederkoms. Daar is 'n hemel wat wag as ons eendag moet huis toe gaan. Daar is 'n duister, 'n huis wat hy voorberei. Daar in die hemel is hartseer en trane vir ewig verby. Daar is 'n hemel vir jou en vir my. Daar is 'n hemel wat wag as ons eendag moet huis toe gaan. Daar is 'n duister, 'n huis wat hy voorberei. Daar in die hemel is hartseer en trane vir ewig verby. Daar is 'n hemel jou en vir my. Daar is 'n hemel vir jou